Welkom by ons Ligland Pinksterreeks. Dit is vir my, die storie weer, baie lekker om hier in Ligland rond te loop hierdie week. Hierdie week kuier ek by julle en ons gaan saam gesels oor alles wat rondom Pinkster vanuit Handelinge 2 gebeur het. Luister lekker saam. Petrus, so dapper soos 'n superhero. Het jy al ooit so bang gevoel dat jy eintlik net wou wegkruip? Miskien was jy bang vir die donker of te skaam om voor die hele klas te praat. Wel, Petrus, een van Jesus se beste maats, het presies geweet hoe dit voel. Lank gelede was Petrus so bang dat hy gemaak het asof hy Jesus nie ken nie. Hy het soms dinge gesê sonder om eers mooi te dink. Maar op hierdie spesiale Pinksterdag was Petrus soos 'n splinternuwe mens. Hy het nie meer weggekruip nie. Hy het dapper opgestaan. Maar wat het verander? Die Heilige Gees het hom gehelp. Petrus het met 'n sterk stem begin praat, sodat almal hom mooi kon hoor. Hy het verduidelik dat al die snaakse dinge wat die mense gesien het, soos die wind en die verskillende tale, nie sommer net gebeur het nie. Dit was God wat besig was met 'n groot plan. Petrus het vir almal van Jesus vertel, hoe Jesus wonderwerke gedoen het, dat Jesus nie sommer 'n gewone mens was nie, en toe vertel hy die hartseer deel, dat Jesus doodgemaak is aan 'n kruis. Dit was 'n baie donker dag, en as die storie daar geëindig het, sou dit soos 'n fliek met 'n baie slegte einde gewees het. Maar toe vertel Petrus die beste deel van die storie, dat Jesus lewe. God het hom uit die dood laat opstaan. Die graf was leeg, en die dood was nie sterker as Jesus nie. Petrus het verduidelik dat Jesus nou in die hemel regeer, en dat hy die Heilige Gees vir ons gestuur het. Petrus het nie probeer om soos 'n spogpou te klink nie. Hy het nie gesê, kyk hoe dapper is ek nou nie. Sy hele boodskap was eintlik, kyk na Jesus en glo in hom. Dit is goed om te sien hoe die Heilige Gees vir Petrus verander het. Vroeër was hy bang en nou het hy met moed opgetree. Vroeër het hy foute gemaak, maar nou gebruik God hom vir iets groot. Dit beteken nie dat Petrus ewe skielik perfek was nie, maar dit wys dat God gewone mense gebruik, mense wat soms foute maak of bang is. Dit is die goeie nuus vir ons. Party van ons is dalk skaam om hardop te bid, of bang om vir maats te sê ons is lief vir Jesus. Maar onthou, die Heilige Gees gee vir jou daardie superhero moed. Hy help jou om die waarheid te praat en vir Jesus op te staan. Petrus se boodskap was die beste nuus wat die mense daardie dag kon hoor. En dit is vandag nog steeds die heel beste nuus vir jou en vir my. Fluit, fluit, my storie is uit.